Dankie vir die voorreg aan die gemeenteraad dat ek mag bedien. Ek waardeer dit. Ek wil graag vanoggend met ons praat, bietjie so inleidend oor gees, siel en liggaam. En in die afgelope maand het ek op Facebook gesien, daar is van verskeie persone af wat praat, dit is die ma of die pa of die dominee wat praat en sê, maar ons kinders wil nie die Here dien nie, want hulle weet nie of hulle dit kan glo nie. Hulle soek bewyse. Ek dog toe ook, nou waarheen gaan hulle? Nou die jonger generasie, hulle is nogal met die Google ding. Maar ek het al ge-upgrade. Ek is nou by ChatGPT. En ek het toe vir haar gaan vra. Want julle sien, sy maak ook soos Tannie Google. Sy sê vir jou wat sy dink jy wil volgende sê. So, toe gaan praat ek met Tannie ChatGPT. Maar ek wil net noem, ons skrifteks of ons teks van vandag is bewaar jou hart meer as enige iets wat bewaak moet word. Want dit bepaal jou hele lewe. Sjoe, dis swaar en groot woorde. So ek wil vir julle eers dan wys o ja, mens moet hom ook aansit, skus. Daar sy. Nee, ek moes ander kant toe gegaan het. Daar is ons nou. Kom ons vra vir ChatGPT, wat is die mens? Dit was nogal vir my baie interessant. Wat is die mens kan op verskillende maniere beantwoord word, sê sy toe, biologies, filosofies en geestelik. Biologies, die mens is 'n spesie namens die genaamd Homo sapiens. Dit het ek jare terug in my biologie geleer. Ons is lewende wesens met 'n liggaam, 'n brein en 'n senuweestelsel. Ons kan dink, leer, praat en komplekse samelewings bou. Tweedens, filosofies gestel, filosowe sien die mens as 'n wese wat kan redeneer, keuses maak en vra oor die lewe. Anders as diere dink ons oor reg en verkeerd, het sin en doel. Geestelik, volgens die Bybel, is die mens deur God geskape na sy beeld. Dit beteken, ons het waarde, 'n siel en 'n verhouding met God. Dus som sy dit op. Die mens bestaan uit 'n liggaam, 'n siel of gees, met ander woorde jou innerlike mens. Kort opgesom, die mens is 'n unieke wese met 'n liggaam, verstand en gees. Ons kan dink, ek weet nie wat's daai woord nie, kies, daar sy, lief hê en glo. Daar sy, ek stem toe redelik saam en ek is toe nou beïndruk met haar, nie? Maar, 1 Tessalonisense 5 vers 23, jare gelede al, nog voor ChatGPT gebore is, nie? Sê hy, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Ook in Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees
en van gewrigte en murg. Nou ja, met ander woorde, daar is gees, siel en liggaam. Dit is wat die mens is. Dis wat ChatGPT gesê het, en dis wat God se woord al lankal vir ons gesê het. So, ons kan vir ons kinders hierdie bietjie inligting gee. Hierdie is natuurlik essensiële inligting. Dis nie soos my kind altyd vir ons sê, as ons vir hom goed vertel, ons sê, dankie vir al daai nuttelose inligting nie. Hierdie, it's the real deal. Goed, Genesis 2 vers 7 sê, toe God die asem, the breath of life, in die mens ingeblaas het, het die mens 'n lewende siel geword. Die woord kei in die meervoud, wat met life vertaal is tweevoudige lewe. Ek het lewe gekry, my gees het ontstaan, want God is gees, hy het sy asem, sy ruach, sy gees in my ingeblaas, of in Adam in, en die mens het 'n lewende siel geword. En hy was reeds 'n liggaam gewees. Goed, kom ons kyk na Job 33 vers 4. Die asem, die ruach van die Almagtige maak my lewend. Dis waar lewe lê. Job 6 vers 63 sê, dit is die gees wat lewend maak. Let op, dis gees met 'n hoofletter, nee. Goed, Romeine 8 vers 16, die gees self, God se gees, getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, nee. Hierdie lewe kom wel van God af, maar is nie die ewige lewe nie. Nie almal op straat wat 'n gees het die ewige lewe nie. Ons moet dit mooi kan onderskei. Goed, met ander woorde, Tessalonisense en Hebreërs sê, ek is gees. Ek het 'n siel en ek woon in 'n liggaam. Baie belangrik, ek is 'n geestelike wese. Ons vergeet dit so bietjie, want ons is so besig met die dinge rondom ons. Ek is 'n geestelike wese wat 'n aardse of 'n fisiese belewenis hier op aarde het. So wat is die mens? Ek is eintlik gees. Maar ek het 'n siel en ek woon in 'n liggaam. En nou as my man nie was, sou hy gesê het, en waaraan skenk jy die meeste van jou tyd? Ja. God is gees en ons is gees. Gees, siel en liggaam kan duidelik onderskei word, maar hulle kan nie geskei word nie. Daar's nie definitiewe bakens wat ons kan sê, okay, hier's nou my liggaams, volgens daai prentjie, hier's nou my liggaam, die groot kring, en dan dis my siel en dis my gees nie. Die liggaam en die gees word verbind deur die siel. Of ons kan sê, hy is vermeng in die siel. Daar's 'n baie mooi prentjie en hy's ongelukkig nie so baie duidelik nie, maar daar sien ons die gees, die binneste kringetjie, dan is daar binne in die gees kom woon God se Heilige Gees. Nou wil ek gou net vorentoe vinnig spring en net sê, God kom woon in my gees. Hy kom slaan tent op, hy tabernakel, soos die oorspronklike teks sê, in my gees. Nou ons praat van hart. As ons met sonnaarskoolkinders praat, dan vra ons, wil jy liewe Jesus in jou hartjie hê? Maar ek het nou bietjie van 'n probleem, want as liewe Jesus in jou hartjie bly, wie gaan in my hartjie bly? Ek kan nie ook dan sê liewe Jesus bly in my hartjie nie, deur sy gees, ja.
So, dis baie belangrik om dit te weet. Daar is dit gees, siel en liggaam. En wonder toe ons die prentjie sommer so vinnig raakloop, toe is daar 'n hartjie. Sien julle die hartjie? So dis hart of gees. En ek het gedink ek is nou die enigste een wat so oulik is om dit te weet. Maar ek sien toe nee, daar's baie ouens wat ook so dink. So ek was nie verkeerd nie, né? Maar die onderskeie funksies van die liggaam, die siel en die gees. Kom ons kyk na hulle funksies. Met my liggaam is ek in kontak met die fisiese. Ek het nou te veel gadgets hierop. Die funksie van die liggaam. Hiermee beleef en kommunikeer ek met hierdie wêreld. Deur wat? My 5 sintuie. Ek Kom ons kyk of het ons daar sintuie. Daar sy. Ek praat om met iemand te kan kommunikeer. Ek voel en vat. My oë sien. Baie keer sien hulle wat hulle nie moet sien nie. My ore hoor. Baie keer hoor ek ook wat ek nie moes gehoor het nie. En my reuksintuig. Met my sintuie en my liggaam is ek in kommunikasie met die fisiese of die materiële wêreld rondom my. Nou die funksie van die gees. Die gees is die gedeelte waarmee ek gemeenskap hou met God en met hom verhouding bou. Dit word die Godbewuste genoem. Met my gees is ek dus in kontak met die geestesriem en met God ontvang en beoefen en ervaar ek die krag en lewe van God se gees. Met ander woorde, maar wat ons ook moet onthou, dit wil sê ek is in kontak met of God se gees of met demone en geeste van die koninkryk van Satan. Dis baie belangrik dat ons sal besef, nie alles wat hulle geestelik noem, kom van God af nie. Dis so belangrik om dit te onthou. Dan kom ons by die siel. Die funksie van die siel. Die siel is die setel van die eie ek, of persoonlikheid en bestaan uit my wil, my denke en my emosies. Die siel bevat die wil, denke en emosies van die mens en beskik oor die autoriteit van 'n eie vrye wil. Ek het baie aan hierdie gedink, die keuses wat ons maak. Ek het ook eendag vir die Here gesê, Here, kon ons nie maar net puppets gewees het nie, want dan het ek mos alles gedoen wat die Here van my verwag en vra. Sou soveel makliker gewees het. Maar hy het my te lief en hy wil verseker wees van my liefde, dat ek wel kies om hom lief te hê en om hom te gehoorsaam. Goed, die siel staan tussen die gees en die liggaam en verbind hierdie twee wêrelde. Die liggaam en die gees kan nie met mekaar kommunikeer sonder die siel nie. Die siel is, wil ek sê, die middelman. Die siel word wel deur die geesteswêreld en die fisiese wêreld beïnvloed. Ons kan dus sê dat die gees
en die liggaam vermeng is in die siel. Die gees kan egter nie direk op my liggaam inwerk nie, en moet die siel as medium gebruik. Nou daar sien ons weer, die siel is die middelste kring, en in die opsielsvlak, daar is die liggaam en die siel is vermeng. Daar op sielsvlak is my wil, my denke en my emosies. Daar's die geesgedeelte, daar's iets interessants. Die wil is ook 'n hek of 'n poort na my gees toe. Want ek gebruik my wil om te besluit wat gaan na my gees toe. Van die 3 dele, die gees, siel en die liggaam, is die gees die edelste en die liggaam die laagste. Die funksie van die siel is dus om die liggaam en die gees in so stand of posisie te hou, dat hulle nie hul korrekte verhouding tot mekaar sal verloor nie. Ons het gesê, my siel beskik dus oor die autoriteit van 'n eie vrye wil. Ek is nie 'n puppet nie. Ek kies om God lief te hê. Nou kom ons by waar ek vorentoe gespring het. Lef in Hebreëus word vertaal met inner man en kan jou of jou hart of jou gees beteken. Maar in hierdie stadium of in hierdie geval kan ons nie sê jy praat met my hart nie. Ja, ons praat so. Die swart mense het 'n woord wat sê ek hoor jou woorde wat jy praat, maar jou praat en jou hart, hulle praat nie dieselfde nie. My hart is in hierdie geval my gees. Met ander woorde, dit lyk vir my bietjie beter. Daar is baie modelle wat hulle prentjies en allerhande in die oorvleueling en alle dinge op verskillende maniere gee, maar vir my is hierdie die beste hoe ek dit verstaan van gees, siel en liggaam. Goed, ons gaan aan. Daar is weer my geliefde prentjie. Ek wil net hier noem, jou 5 sintuie is op die liggaamsvlak en deur hulle gaan goed in my liggaam in. En dit kom by die wil wat ons net nou gesê het, en daar word besluit of iets toegelaat word in my gees. Die regte verhouding is natuurlik dat die liggaam ondergeskik aan die gees sal wees. Het jy al gevas? En jy verloop hier verby en jy ruik die reuk van vars gebakte brood. Of jy ruik 'n vis en chips. Of iemand besluit toe juis nou om te braai. Wie staan in beheer? Koning liggaam is in beheer. En die besluit lê by my eie vrye wil. Wat besluit ek? Goed. Die regte verhouding is dus dat die liggaam ondergeskik aan die gees sal wees, sodat die gees die liggaam kan beheer of regeer. Die gees kan die liggaam oorheers of onderdruk deur middel van die siel, sodat die liggaam aan God gehoorsaam kan wees. Dis waaroor dit gaan. Maar net so kan die liggaam deur middel van die siel die gees wegrokkel agter die wêreld aan. Dis 'n baie hartseer storie.
Die siel wag dus op die gees om van daardie boodskap van God se gees af wat in my gees kom, deur die Heilige Gees ontvang word, te verwerk en die opdrag deur te gee na my liggaam. Voor die sondeval het die gees die totale mens beheer deur middel van die siel. Daar is die gees, is my hartjie, dat ons nie ons kinders weer verkeerd leer nie. Goed. Die siel staan tussen die twee en oefen sy reg deur my eie vrye wil uit om te onderskei en te kies of die geestelike of die vleeslike sal heers. Wat is dan die regte verhouding? Ongelukkig as gevolg van die sondeval het die sielslewe totale prominensie verkry. Ons het gesê die liggaam moet ondergeskik wees aan die hoogste, dis die gees, sodat hy oor die liggaam kan heers. Die gees gee sy opdragte aan na die siel en die siel leer en oefen die liggaam om die gees se opdragte te gehoorsaam. Hoe is dit moontlik? Die siel is dus die middelpunt of spil van die totale wese, want die mens se vrye wil behoort daaraan. God het ons geskape as geesmense. En nou kom al hierdie goed tussenin. Dis slegs wanneer die siel, my wil, my denke en my emosies, deur middel van 'n wilsbesluit inwillig om 'n onderdanige posisie in te neem, dat die gees ooit die hele wese sal kan lei of beheer. Wat is so belangrik vir my en jou as kind van God? My wil moet onderwerp wees aan die wil van God. So eenvoudig. Dit kom neer op gehoorsaamheid. Maar die vlees is baie sterk en hy sê, ek sal doen wat ek wil. En duidelik is dit nou, dat geestelike oorlogvoering vind plaas op sielsvlak. Want my wil, my denke en my emosies is betrokke. The choices you make, the consequences you take. Dis iets waarmee my kinders groot geword het. Hulle het dit gehaat. En ek het in die week gehoor dat my meisiekind dit vir my kleinkind sê. So, dankie liewe Jesus, iewers het ek iets reg gedoen. Ons moet ons kinders leer. Want as ek hulle nie dan leer nie, my gees of my geestesmens of my godsdiens staan nie een kant en is net nog 'n ietsie nie. Dit is wie ek is. Ek is gees. Ek het 'n siel. My wil, my denke, my emosies en ek woon in 'n liggaam. Is nog een van my favorites. En ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Hoe word my siel gered? Deur die as ek toelaat, deur die ingeplante woord. Wat moet in my gees wees? Not on top, inside. Julle ken daai advertensietjie van Cremora? It must not be on top. It should be inside.
ontvang met sagmoedigheid. Nie rebellie nie, die ingeplante woord, met ander woorde, hy het al wortel geskiet. Wonder baie keer, wat laat ons toe om in ons gees wortel te skiet? Ok, daai het ons gesê, as gevolg van die sondeval, ja, het die sielslewe prominensie verkry. Iets wat ons moet onthou, nog iets wat ons baie verkeerdelik gebruik. Met wedergeboorte kom woon God in my gees. Nie as ek tot bekering kom nie. Ons het altyd gedink dit werk so. Dis nie wat dit is nie. God se gees wederbaar, verlig en vergloed my gees en kommunikasie met God is herstel. Ja. Maar wedergeboorte vind plaas in my gees. Maar bekering vind plaas op sielsvlak. Jou siel moet gered word. Jou gees moet gewederbaar word. My gees word gewederbaar met wedergeboorte. Bekering is iets, wedergeboorte vind net een keer plaas. Bekering daagliks. Dit is so belangrik. Bekering, wedergeboorte is 'n totale omkeer. Bekering is 'n koersaanpassing. As ek my koers nie aanpas nie, as ek nie my kompas aanpas nie, gaan ek my doel mis. Wat doen sonde? Hy laat my doel mis. Die mens se wil is die hek of poort tot sy gees. Nou wil ek hê jy moet so 'n bietjie net saam met my geestelike televisie kyk. Dink bietjie. Wonder hoe lyk my gees? Maar wat my nou bekommer, nee, ek weet nou nie, maar iets waaroor ek wel beheer het, is daai hek of daai poort. Is daai hek mooi verseël? Het hy daai, wat is dit, 5 klawer slot aan, of hang sy skarniere sommer so? Laat ek sommer net toe, wat wil inkom en ek koester al die verkeerd en hoe lyk my gees? Het ek al ooit daaraan gedink om oor my gees te waak? Dit was 'n opdrag. Die woord van die Here sê, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Het jy geweet, jy moet oor jou gees waak? Wat het ek al alles toegelaat in my gees? Ek het dit toegelaat, maar omdat ek nie die kennis gehad het nie, het ek nie gewaak nie. Waarmee voed ek my gees? Met die koerant? Met thrillerflieks? Ek sal nie verder gaan nie. Ek laat dit aan jou eie verbeelding oor. Waarmee voed ek my gees? Ons het 'n spreekwoord wat in Afrikaans wat sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Jy weet mos, jy kry mos daai een persoon wat, as sy of hy by daai deur inkom, dan voel jy, ag man, dit word sommer pikswart hier, hierdie lig help amper nie eers nie. So donker is sy gemoed, of haar gemoed. Voed jou gees met God se woord. Dit is so belangrik. Want dis die ingeplante woord in jou gees
wat in staat is daartoe om jou siel te red. Want hy's die natuurlike, hy's nie die vleeslike nie, die natuurlike. Die natuur van die mens kan ek en jy nie verander nie. Maar God kan deur sy gees, kan hy dit doen. En ons siele kan gered word. Bewaar jou hart, jou gees, meer as enige iets wat bewaak moet word. Want die ander vertaling sê, daaruit is die oorspronge van die lewe. Want dit bepaal jou hele lewe. Ons kan nie ons verlede verander nie. Maar ons het beheer oor ons toekoms. Bewaar jou hart, jou gees. Want jy is geesmens. Dis waarvoor en waarom en hoe jy geskape is. Kom ons bid saam. Hemelvader, ek bid dat U hierdie woordskennis in elkeen van ons se gees openbaringskennis sal maak. Dat ons opnuut sal besef wie en wat ek as mens is. En dat my wil so belangrik is. Maar as hy verkeerd is hy so verkeerd. Help ons om reg te kies. Help ons dat ons oor ons gees sal waak met 'n jaloersheid, sodat negatiewe dinge nie kan inkom nie. Ek bid, Here, dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie woord wat U gestuur het. Amen en amen. Baie dankie vir die voorreg wat ek gehad het. Ek wil